yes, I like the old time singing, shouting. Yes, I like the old time way. I like the old time singing, shouting, preaching, praying. I like the time way. I will sing of my Redeemer all along the way, all along the way, all along the way. I will sing of my Redeemer all along the way until He takes me home. Oh, I like the old time singing, shouting. Yes, I like old time way. Yes, I like the old time singing, shouting, preaching, praying. I like the old time way. I will sing of my Redeemer all along the way, all along the way, all along the way. I will sing of my Redeemer all along the way until He takes me home. Yes, I like time singing, shouting. Yes, I like old time way. Yes, I like the old time singing, shouting, preaching, praying. I like the old time way. I will sing of my Redeemer, yes, all along the way, all along the way, all along the way. I will sing of my Redeemer all along the way until He takes me home. Oh, I like the old time singing, shouting, preaching, praying. I like the old time way, yes. I like the old time singing, shouting, preaching, praying. I like the old time way. I will sing of my Redeemer all along the way, all along the way, all along the way. I will sing of my Redeemer all along the way until He takes me home. I will sing of my Redeemer all along the way, all along the way, all along the way. I will sing of my Redeemer, yes, all along the way until He takes me home. Oh yes, hallelujah. Dank u Heer Jezus, ons kunnen zien jullie al. Dank u Heer, halleluja. Dank u Heer Jezus, halleluja. Dank u, halleluja. Hallelujah, it's coming down, 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 it's coming down. And the glory of the Lord is coming down. When the saints begin to pray, the Lord will have His way. The glory of the Lord is coming down. It's coming down, 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 it's coming down. And the glory of the Lord is coming down. Oh, when the saints begin to pray, the Lord will have His way. The glory of the Lord is coming down. It's coming down, 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 it's coming down. And the glory of the Lord is coming down. When the saints begin to pray, the Lord will have His way. And the glory of the Lord is coming down. It's coming down, 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 it's coming down. And the glory of the Lord is coming down. When the saints begin to pray, the Lord will have His way. The glory of the Lord is coming down. It's coming down, 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 it's coming down. And the glory of the Lord is coming down. When the saints begin to pray, the Lord will have His way. The glory of the Lord is coming down. Hallelujah, it's coming down, 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 it's coming down. Oh, and the glory of the Lord is coming down. When the saints begin to pray, the Lord will have His way.
saints begin to pray, the Lord will have his way, and the glory of the Lord is coming down. It's coming down, 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 it's coming down. And the glory of the Lord is coming down. Oh, when the saints begin to pray, the Lord will have his way, and the glory of the Lord is coming down. Oh, it's coming down, 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 it's coming down. And the glory of the Lord is coming down. When the saints begin to pray, the Lord will have his way, and the glory of the Lord is coming down. Oh, it's coming down, 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 it's coming down. The glory of the Lord is coming down. When the saints begin to pray, the Lord will have his way, and the glory of the Lord is coming down. Oh, it's coming down, 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 it's coming down. And the glory of the Lord is coming down. We pray the Lord will have his way, and the glory of the Lord is coming down. Jullie graag op mij neerdaan, halleluja. Jullie graag op mij neerdaan. Dit was daar die dag zoals op Pinksterfeest. Jullie graag op mij neerdaan. Jullie graag op mij neerdaan, halleluja. Jullie graag op mij neerdaan. Dit was daar die dag zoals op Pinksterfeest. Jullie graag op mij neerdaan. Ja, jullie graag op mij neerdaan. Jullie graag op mij neerdaan. Dit was daar die dag zoals op Pinksterfeest. Jullie graag op mij neerdaan. Jullie graag op mij neerdaan. Halleluja, jullie graag op mij neerdaan. Dit was daar die dag zoals op Pinksterfeest. Jullie graag op mij neerdaan. Halleluja, jullie graag op mij neerdaan. Oh, jullie graag op mij neerdaan. Dit was daar die dag zoals op Pinksterfeest. Jullie graag op mij neerdaan. Halleluja, jullie graag op mij neerdaan. Jullie graag op mij neerdaan. Was daar die dag zoals op Pinksterfeest. Jullie graag op mij neerdaan. Halleluja, jullie graag op mij neerdaan. Oh, jullie graag op mij neerdaan. Dit was daar die dag zoals op Pinksterfeest. Jullie graag op mij neerdaan. Halleluja, jullie graag op mij neerdaan. Prijs die Heere, jullie graag op mij neerdaan. Dit was daar die dag zoals op Pinksterfeest. Jullie graag op mij neerdaan. Halleluja, jullie graag op mij neerdaan. Jullie graag op mij neerdaan. Dit was daar die dag zoals op Pinksterfeest. Jullie graag op mij neerdaan. Ja, jullie graag op mij neerdaan. Oh, jullie graag op mij neerdaan. Dit was daar die dag zoals op Pinksterfeest. Jullie graag op mij neerdaan. Oh, halleluja. Dank je, Heer Jezus. Dank je voor uw vuur en die kracht van de Heilige Geest. Halleluja. Oh, halleluja, halleluja. Prijs de Heer. Oh, dank je, Heer Jezus.
halleluja. Vader, ons dankie dat ons in hierdie oomblik na toe kan kom in die mooi naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. En Here, dankie dat u waarlik die doper met die Heilige Gees is. Baie dankie sê, Here, daar was 'n oomblik gewees wat die disippels nie verstaan het nie, maar hy het oor hulle geblaas en vir hulle gesê, ontvang die Heilige Gees. En ons is so dankbaar dat dit wat u daar gedoen het, het gebeur op die dag van Pinkster. Halleluja. So bly dat deur die asem van u mond daar lewe in elke een gegee word. Baie, baie dankie dat ons weet, dis die lewendmakende Gees, die Heilige Gees, wat deurwerk, selfs al blaas u net oor ons. Dankie dat ons 'n voorreg het om hierdie dinge te kan belewe en dat dit in ons hart en ons wese nuut sal wees tot eer van die Here elke oomblik van die dag. Baie dankie sê Here Jesus. Dat ons in hierdie aand kan saam bid vir hulle wat al reeds gedoop is met die Heilige Gees, dat u hulle waarlik in hierdie dae sal volmaak van dit wat hulle ontvang het, dat hulle oorlopends toe vol sal wees, dat die Gees van die Here so deur elke ene kan werk. Baie, baie dankie, Here, dat ons ook weet in hierdie aand, dat hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie. Here, dis u wil, dis u geskenk, en ons is dankbaar, dat u elke oomblik van die dag gereed staan, om te doop met die Heilige Gees. Here, want dit is so noodsaaklik in hierdie evangelie, dat ons gedoop word met die Heilige Gees. Daarom bid ons vir groot genade oor elke ene, dat die Heilige Gees oor elkeen sal kom en dat elkeen gevul sal word met die Heilige Gees. Here, en ons weet dat u sal verheerlik word. Aan u al die eer, vir al hierdie wonderlike dinge wat u vir ons doen, en ons eer u, dat u ook dan in hierdie oomblikke, hierdie aand, Here, so met ons sal wees, waar ons besig raak met die Heilige Gees. Dankie dat u Gees ons leer en lei in die hele waarheid. En ja, Here, laat elkeen wat kan hoor het om te hoor, laat hulle waarlik sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ons wil u net vereer. Here, want dit kom ons toe, die Gees van God in die volheid daarvan. Laat het vir elkeen so sal wees. Halleluja, verheerlik u groot naam, Here, en terwyl ons met hierdie diens aangaan, dat die Gees van die Here waarlik geopenbaar sal word, sodat ons u heerlikheid kan aanskou. Baie, baie dankie dat u hierdie dinge doen. Seën nou u woord, elke hart, elke oor bestryk met u bloed, sodat hulle net die waarheid sal hoor. En veral hier waar ons praat oor die Heilige Gees, dat dit net die waarheid sal wees vir elkeen in Jesus se naam. En ons prys u daarvoor. Halleluja. Seën ons nou in Jesus se naam en ons dankie. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om hierdie aand saam te wees. Groet julle almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is pastoor Flippie Gerber. Telefoonnommer is 082-874-1705. Prys die Here dat ons is nog steeds besig met die Heilige Gees en elke keer dan gee die Here vir ons uit die woord uit wat al hoeveel jare geskryf staan uit dit uit, gee die Here elke keer vir ons iets nuuts. Want die Heilige Gees werk sodat ons ten volle vernuwe kan word. Dit meen nuut kan word en nog meer vernuwe kan word. En daarvoor eer ons die Here ook. En ek wil in hierdie aand met u deel oor 'n baie belangrike skrifte in die woord van die Here oor die Heilige Gees.
En die eerste skrif wat ek gaan lees is in Romeine, die 5de hoofstuk. En daar gaan ons saam lees die 6de vers, of die 5de vers. Die 5de vers sê, hy sê, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Halleluja. Hoor wat sê hy, en die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Ons het die afgelope tyd baie oor die tale gepraat en hoe belangrik die taal van die Heilige Gees is. En dat Paulus in so 'n mate gespreek het in hierdie Heilige Gees taal, dat hy vir die gemeente gesê het, ek spreek meer in tale as julle almal saam. Want hy die krag, die heerlikheid, die wonder van hierdie Heilige Gees taal in sy lewe het hy ondervind, hy het dit beleef en hy het gesien hoe dat dit werk. En wanneer ek hierdie skrif lees, is dit vir my baie duidelik dat net deur die Heilige Gees word die liefde van God in ons harte uitgestort. Net deur die Heilige Gees. So wanneer die liefde dan in die mens, in die kind van die Here verkoel, dan het dit wat hy ten volle ontvang het, die volheid van die liefde, het weggekooi. O, hy het nog lief, maar nie soos wat het was, die dag toe die Here hulle gedoop het met die Heilige Gees nie. En dit is waar die groot probleme kom, en as ek in 'n taal, Heilige Gees taal praat, toe ek gedoop is met die Heilige Gees, en hy praat van die liefde in ons harte uitgestort. Ek wil net dit sê, daar's dan 3 dinge wat saamwerk in hierdie oomblikke. Die een is, die liefde van God is in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees wat ons ontvang het, en deur die Gees sal ons in die Gees die Heilige Gees spreek. Ag, die Heilige Gees taal spreek. Kom daarop neer, dat ek, as ek nie die Heilige Gees taal spreek nie, dan kan dit die liefde van God in my hart seermaak. En dit kan dit, ek wil amper sê, dit kan dit nie tot niet maak nie, maar die liefde verkoel. Die liefde is nie meer, die woord sê in Hooglied, dat die liefde is soos 'n vuur en soos 'n vlam. En wanneer hierdie liefde in my hart, halleluja, as dit onderdruk word, as dit nie ten volle kan wees nie, soos ek sê, as ek dit beskadig in my lewe, deur omdat ek goed glo wat nie so is oor die Heilige Gees nie, halleluja, dan is die liefde nie volmaak nie, en dan gaan jy nie in 'n Heilige Gees taal kan spreek nie. Daardie taal wat ons gehoor het van verborgenhede met God. Halleluja. En ons bly net verder na Romeine 8. En ons het nou gelees van die liefde wat in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat ons ontvang het. Nou kom in Romeine 8 en hy sê hierdie woorde. Hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Vir die wat na die vlees wandel nie, maar na die Gees. En dit wat ons vanaand oor gaan praat is alles Gees. Die verstand sal dit nie verstaan nie, maar die Gees van God, hy laat my verstaan. En dan sê hy die tweede vers, en hierdie vers moet jy oplet, hy sê, want die wet van die Gees van die lewe in Christus het my vrygemaak
van die wet van die sonde en die dood. Ek wil hê dat ek myself let nou op wat die skrif hier sê, want dit is belangrik. Halleluja. Hy sê, want die wet van die gees van die lewe in Christus. Daar's 'n wet van die gees van die lewe in Christus. Ek en u het deur die gewedergeboorte het ons in Christus gekom. Halleluja. En nou skryf Paulus, want die wet van die gees van die lewe in Christus. Ek het Christus in my, en die woord sê, hy wat die seun het die lewe. Halleluja. Maar en omdat ek in Christus is, het ek deel geword van die wet van die gees van die lewe in Christus. Wanneer ek in Christus is, dan lewe ek in Christus, maar daar is 'n wet van die gees, sover die lewe in Christus aangaan, want die woord sê dat die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees. Hy sê, ons kan nie meer maak wat ons wil nie. Waarom? Want daar is 'n wet van die gees van die lewe in Christus. Ja, maar die Here het my onder die wet uitgehaal. Dis reg, waar die wet? Die wet van die vlees, van die sonde en die dood met straf en alles. Van daardie wet het die Here my vrygemaak. Van die 10 gebooie het die Here my vrygemaak. Maar hier gee die Here vir ons 'n wet van die gees van die lewe in Christus. Dit meen, ek gaan dit nou eers so sê, dat vir die lewe in Christus is daar wette met gebooie. Halleluja. Maar is die wet van die gees. En nou kom ons na die woord van die Here, en dan lees ons net hier in 1 Korintiërs 13. Kom ons lees 'n bietjie. Wat is die liefde wat God in ons harte uitgestort het? Halleluja. Nadat Paulus hier gepraat het oor die genadegawes, die gawes van die gees, die liggaam van Christus wat een is met baie lede ensovoorts. Nou, kom hy in die 13de hoofstuk van 1 Korintiërs. En nou wil ek vir u die wet van die gees van die lewe in Christus beskryf. Wat is daar die wet? Hoor wat sê hy. Halleluja. Hy sê, as ek die tale van engele en mense spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal en 'n lydende simbal geword. Nommer 1, hierdie liefde van God is in ons harte uitgestort. En nou kom ons by die wet van die gees. Nou die wet van die gees is dit. Al spreek ek wat in tale ensovoorts, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal, lydende simbal geword. En dit is die wet van die gees, want die wet van die gees spreek anderste. En hy sê verder, en al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenis weet wat, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Elke keer, en ek het nie die liefde nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Nou, hier is die wet van die gees van die lewe in Christus. Dan nou, die wet van die vlees is gegee vir die mens wat die lewe op aarde het. Die wet van die vlees kan nie saam met my in Christus ingaan nie. Want Christus is nie onderhewig aan die wet nie, en hy kan nie deur die wet bestraf word nie, kan nie deur die wet vermaan word nie. So wat hier gebeur is dat
dat die wet sê jy mag nie. Nou die wet van die Gees van die lewe in Christus gebeur dit. En dit is die wet van die Gees is die liefde wat God in ons harte uitgestort het deur die Heilige Gees wat ons ontvang het. En daarom sê Paulus, die liefde is lankmoedig en vriendelik. Baie interessant. Hy sê nie hier, jy mag nie, en hy sê nie, jy moet nie, en hy sê ook nie, jy moet dit doen nie. Hoor wat sê die woord? Die liefde is lankmoedig en vriendelik. En omdat die liefde in ons hart uitgestort deur die Heilige Gees wat ons ontvang het. Ja, en die wet van die Gees van die lewe in Christus. Die lewe in Christus lewe ons in liefde. En dis nie 'n liefde van jy mag nie en moenie. Want hier sê die wet van die Gees die volgende. Dat die liefde is lankmoedig. Die liefde is, daar is nie 'n moet of gaan of sal nie of wat ook al nie. Hy is dit. Dit meen as ek die liefde van God in my hart ontvang het en die wet van die Gees van die lewe in Christus, want Christus is liefde. Christus is lankmoedigheid. Hy is alles. So die wet van die Gees is, van die lewe in Christus is, dit gaan oor liefde. En nou sê hy, die liefde is lankmoedig en vriendelik. Ja, ek preek heel dag vir mense, julle moet lankmoedig wees, julle moet vriendelik wees, nee, en hulle het nie die liefde nie. En hulle het nie die wet van die Gees van die lewe in Christus nie. Christus is die liefde, en nou sê hy verder, die liefde is nie jaloers nie. Dit meen, ek kan nie, ek sê, maar ek is nie jaloers nie. Die liefde is dit nie. En omdat die liefde dit nie is nie, is daar geen moet nie, mag nie, niks. Dis die lewe in Christus. En hierdie liefde, met die lewe in Christus, daardeur is ek nie jaloers nie. Want die liefde is sterker as jaloersheid. En dis die wet van die Gees. Halleluja. Dan gaan hy verder. Die liefde praat nie groot nie. Nee. Ons, ja, jy is 'n regte groot prater, jy mag nie so groot praat nie. Nee. Maar net gou verder gaan. Is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belange nie. Word nie verbitter nie. Reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dan sê, dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Nou hier is 'n baie interessante ding. Die liefde is nie 'n bedekking dat ek alles kan glo en sê, ja, ek glo dit in die woord van die Here terwyl dit te leen is. Die liefde bedek alles. Hoe bedek ek, en hy sê in die Ou Testament, die liefde bedek sonde, die sonde van ander mense. Hoe gebeur dit? As ek die liefde het, en daar's nie, jy mag nie of jy moet dit doen nie. Nee, die liefde doen dit nie. Dit meen wat Paulus hierso sê, die liefde, as jy jou broer sien sonde doen, die liefde bedek daardie een se sonde, en nou kan jy en ek nie met daai een se sonde op ons lippe rondloop en dit vir almal vertel. Dis nie die liefde nie. Halleluja. Ek bedek my broer
se sonde, maar die woord sê, as jy gesien het jou broer sondig ook, moet jy na hom toe gaan, en jy moet hom bestraf, sodat hy hom kan bekeer, dat ek hom kan red, maar ek hou sy sonde toe, ek vertel dit aan niemand nie. Dit is wat die liefde doen. Maar as hy nie die sonde los nie, gaan hy gestraf word van hy. As jy hom gewaarsku het, en hy doen daar die sonde, dan sal hy die straf ontvang, wat die woord van praat. Dan sê hy sê, glo alles, hoop alles, die liefde glo alles in die Bybel. Alles wat die woorde van God is in hierdie woord, en die woord is die woorde van God, alles is geskrywe. Die liefde glo dit alles. Hy glo dit. Want dit wat in die woord staan is die waarheid. En die liefde glo dit. En hier is die wonder van die saak. As ek die Heilige Gees ontvang het, en God het sy liefde in my hart uitgestort, dan glo ek alles wat die woord sê, en dit sal my tot geregtigheid gereken word. En dan sê hy, hoop alles, verdra alles. En dan gaan hy verder, hy sê, die liefde vergaan nimmer meer. Hy sê, maar bevreesie, hulle sal tot niet gaan. Tale, dit is die gawe van tale, hulle sal tot niet gaan. Hulle sal ophou. Of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal dit wat ten dele is, tot niet gaan. En hierdie is vir my baie mooi, dat as ek die Heilige Gees ontvang het ek nie 'n wet nodig nie. Omdat ek die liefde onder my hart ontvang het, doen ek nie die sonde nie. Ek doen nie die sonde, omdat haar gedurende vir my gesê word, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie. Ek doen dit nie, as ek die liefde van God in my lewe ontvang het, dan doen ek nie meer die sonde. Klaar, oor en uit. Ek het nie 'n stryd met die sonde nie, want die liefde doen dit. En dit is die verskil. En wat bring dit vir ons mee? Paulus skryf dit baie mooi in die woord van die Here. En ek wil dit graag net vir u gee in 2 Korintiërs, halleluja. 2 Korintiërs, die 3de hoofstuk, wil ek dit net saam lees. 2 Korintiërs 3, vers 6. Hy sê die woorde, 3 vers 6, want wat ons ook bekwaam gemaak het, as dienaars van 'n Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die Gees, want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. En hier is die wonder. Die letter maak dood. Die wet met sy gebooie in die Ou Testament is letters en woorde. En dit maak dood. En nou sê die wet van die Gees van die lewe in Christus het my vrygemaak van die wet van die vlees van die sonde en die dood. Halleluja. Want die geskrewe woord, die geskrewe wet, bring dood voort. Maar die wet van die Gees is nie geskrywe nie, want dit is in die Gees. En hierdie lewe in Christus is die lewe van die liefde. En dis nie letters nie. Dit is gespreek, dit is wel neergeskryf, maar dit is gespreek, en hierdie woorde wat gespreek word, is, as ek het so kan uitdruk, die oorspronklike saad. Nou, omdat ek die liefde ontvang het, doen ek nie meer die sonde nie, as gevolg van die wet van die Gees. Nou sê Paulus verder, halleluja, hy sê, Gees maak lewend. Hy sê in die 8ste versie, hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie? Die bediening van die Gees, wat is die bediening van die Gees?
Dit gaan gepaard met die wet van die Gees, met van die lewe in Christus, sodat ek die liefde kan ontvang, en die liefde doen nie die sonde nie. En wat gebeur nou in my lewe? En hierdie versie, 3 vers 17 sê die volgende. Hy sê, die Here is Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Ek wil hê jy moet mooi kyk wat hier gebeur. Dis waarom die Heilige Gees so belangrik in ons lewens is. Met vuur en krag, heerlikheid en die sprekende Heilige Gees taal. Nou, want die Here is Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. So wat hier gebeur is, die wet van die Gees van die lewe in Christus, wat die liefde, die liefde ook in my is. Halleluja. Dit doen nie die sonde nie. Dit meen as die liefde die sonde nie doen nie. Ja, nie omdat daar 'n wet en 'n gebod is, en omdat daar, jy mag nie, en jy moet nie, en dit en dit nie. Nee. Die oomblik, as die liefde die sonde nie doen nie. Dit meen, die liefde is nie so nie. Die liefde doen nie dit nie. Ek wil jy met baie mooi kyk. Dan, en die Heilige Gees is nou in my, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Nou, dit meen, die liefde veroorsaak dat ek so vry is, dat die liefde doen nie meer die sonde. Die liefde doen nie dit nie, maar die liefde maak nie so nie, die liefde. So nou is ek totaal geheel en af, geheel en al is ek vry. Dis waarom Paulus hierso sê, halleluja. Hy sê, daar is vryheid. Waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Ek lewe in vryheid. Hy sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. En vanaand hoor jy net 'n klein waarheid oor die Heilige Gees en oor die liefde. Want die wet van die Gees is die wet van liefde. Is die gebod van liefde. En die liefde wat ons ontvang, doen nie die sonde nie. En omdat die liefde dit nie doen nie, outomaties doen ek dit ook nie. So deur die liefde wat dit nie doen nie, is ek vry, want die Gees van die Here is in my. Halleluja. En die liefde hou my vry, omdat die liefde nie die sonde doen nie. En nou is ek vry. Halleluja. Dit in elke een van ons moet die Heilige Gees in ons hê. En dan word hier die skrif geantwoord, wat sê, waar die Gees van die Here is, dit meen binne in my, binne in jou, daar is vryheid. Want ons het die liefde ontvang toe ons gedoop is met die Heilige Gees. Dit bring vir ons totale vryheid. Halleluja. Dis waarom ons kan sing, ek is vry, vry, vry. Dis nie nou ek wat soeg en sweet om nie die sonde te doen nie. Die liefde veroorsaak dat ek dit nie doen nie. En daarom is ek vry. Halleluja. Halleluja. Daar's ander dinge wat met 'n mens gebeur. Nou wat jy voel, Here, ek het nie nou meer vryheid nie. Maar sover dit die sonde aangaan, die liefde doen dit nie. En ons is in die geliefde. Prys die Here. En daarom is ons totaal vry. Prys die Here. En hierdie ding is vir my so wonderlik, dat dit meen, dit kom daarop neer, as jy stry met sondes en sondes en sondes en sondes, dan is die liefde nie werksaam, soos wat dit behoort te wees in jou lewe nie. Want as jy die liefde ontvang het, sal daai liefde nie dit doen nie. Hy sal nie so maak nie, hy sal nie dit doen nie. Halleluja. Jy is totaal vry.
ek wil dit amper so uitdruk, nee, dat die wet van die Gees is, die liefde, wat God in ons hart uitgestort het, die dag toe ons die Heilige Gees ontvang. Dis die wet van die Gees, liefde. Wat is die vrug van die Gees? Die heel eerste ding, liefde. Want dis hierdie liefde wat my vryhou, deur die bloed van die lam ook. Wat my vryhou, sodat wanneer ek in 'n plek inkom, en daar word oor die Heilige Gees gepraat, en daar word gebid vir die doping met die Heilige Gees, dan sal hierdie liefde wat my vryhou, die oorsaak wees, dat die Here my in 'n oomblikse tyd doop met die Heilige Gees. Halleluja. En dit is waarom ek gesê het, dat die gawe van die Heilige Gees is 'n geskenk. Dis nie iets wat jy moet weet wat binne is nie. Jy moet dit net ontvang. En die liefde, die wet van die Gees, oor die liefde van die lewe in Christus, maak jou vry. Halleluja. En as die Seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Dan kan jy met vrymoedigheid na die Here toe gaan oor die doping van die Heilige Gees en die Here begin prys. Dankie Here, dis my deel. En dan sal jy waarlik met die Gees van die Here gevul word. Want die woord praat op een plek ook van die liefde van die Gees. Halleluja. So die liefde dryf nie net die vrees na buite nie, maar die liefde hou die sonde weg. Want hy doen dit nie, die liefde doen dit nie. Halleluja. Prys die Here. En as dit vanaand jou begeerte is, dat die Here jou moet doop in die Heilige Gees, ek glo dat u beter sal verstaan, word, ek wil amper sê, laat die liefde van die Here meer word. Dis waarom Paulus sê, geloof, hoop en liefde, maar die grootste hiervan is die liefde. As ons dit kan besef, ek wil net dit sê, die liefde kan nie my sonde bedek nie. Kan nie. Hy kan nie my sonde bedek nie. Nee, die bloed is daar gegee, dat die sonde weggeneem kan word. Halleluja. Nee, maar die liefde, halleluja, hy hou die ongeregtigheid en die sonde weg van ons af. Prys die Here, want die liefde doen nie. Ek meen, as jy net gaan kyk in 'n huwelik, die liefde in 'n huwelik bly, maar as een iets verkeerd doen teen die ander ene, dan is daar 'n probleem. En ons het die volmaakte liefde van God ontvang. Die liefde vergewe ook. Maar ons moet pas op, dat die liefde nie verkom nie, want dan kan die liefde nie meer die werk doen, wat hy vir jou wil doen. Prys die Here. Halleluja. Prys die Here. Daarom is hierdie koortjie wat ons nou gaan sing vir my altyd baie mooi. Hy sê hierdie mooi woorde. Hoe stort dit nou in my siel? Ja, stort dit uit in my siel. Die liefde van Immanuel, stort dit nou uit in my siel. Hoe stort dit nou uit in my siel? Ja, stort dit uit in my siel. Die liefde van Immanuel, ja, stort dit nou uit in my siel. Wat stort dit nou uit in my siel? Ja, stort dit uit in my siel. Die liefde van Immanuel, ja, stort dit nou uit in my siel. Wat stort dit nou uit in my siel? Ja, stort dit uit in my siel.
Ja, stort het uit in my siel, die liefde van Immanuel, stort het nou uit in my siel. Ja, stort het nou uit in my siel. Halleluja, ja, stort het uit in my siel. Die liefde van Immanuel, ja, stort het nou uit in my siel. O, Here, ons dank U in hierdie oomblikke, halleluja. En ons wil in hierdie oomblik bid, Here, vir hulle wat alreeds gedoop is met die Heilige Gees. Halleluja. Here, die grootste waarskuwing wat U vir die kerkwêreld, die Christene, die gelowiges, kinders van God gegee het. En omdat die ongeregtigheid vermeerder, sal die liefde van die meeste verkoel. En Here, die ongeregtigheid het vermeerder. Die liefde het verkoel in die meeste. En o Here, ons sien dat hierdie liefde wat U in die hart van die mens uitgestort het, van U kinders, hulle wat gelowig geword het, weergebore is, die Heilige Gees ontvang het. Ons sien hoe die sonde al meer en meer inbeweeg in die kerke, in die kinders van die Here. Want Here, as die liefde tot sy volheid gekom het in elke ene, sal die liefde nie toelaat dat ek daardie dinge doen wat verkeerd is. En Here, dankie daarvoor. Ons het dit hoeveel maal ondervind. Ons kan so baie maklik sê, die Heilige Gees het om my oortuig om dit nie te doen nie. Here, as ons maar net weet, dis die liefde. Hy kan dit nie doen nie. En daarom kan ek dit ook nie doen nie. Here, dankie dat die liefde is nie so nie. En ons vra, Here, ons bid so baie vir uitstorting van die Heilige Gees soos op Pinksterdag. Maar die beginsel van alles wat U sê in die woord, en God het sy liefde in ons harte uitgestort. Here, dis die kern van die uitstorting van die Heilige Gees, is die liefde van God in ons hart. Here, wanneer ons anders sien verkeerd optree, dan spreek die liefde met ons. Die liefde doen dit. Die liefde laat dit nie doen. En ons gee nie eens ag daarop dat dit die liefde is wat werk. En daarom bid ons, Here, dat dit wat U woord sê, God se liefde ontvang deur die Heilige Gees, in ons harte deur die Heilige Gees, wat ons deelagtig geword het. Laat dit in elke kind van God se lewe tot die volheid kom. Here, want dan sal die Gees van God in volheid beweeg in ons lewens, in ons byeenkomste, oral waar ons gaan. En daarom bid ons in hierdie aand, Here, alleen wanneer U liefde in die harte van mense uitstort, deur die Heilige Gees wat hulle ontvang het, kan ons praat, Here, van die uitstorting van die Heilige Gees, soos op Pinksterdag. Hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie. O Here,
dat hulle sal konsentreer daarop, dat die liefde ongeveinsd in hulle lewe, al het hulle nog nie daardie ontvang, die volheid van die liefde van God in ons hart uit te stort. Here, laat hulle lewe en hulle alles deurdronge sal wees met liefde. Nie liefde wat sonde bedek nie, nie liefde wat verskonings maak nie, maar liefde wat nie so maak, wat nie die verkeerde toelaat. Here, dan sal U hulle doop met die Heilige Gees en vuur en krag en heerlikheid, met die spreuke van die Heilige Gees taal. En dis wat ons so nodig het in hierdie dae. Here, dit sê net vir ons een ding in daardie versie. As ons die liefde van God nie in ons hart het nie, sal daar ook geen beweging van die Heilige Gees wees. Wees genadig in die naam van Jesus. O Here Jesus, dankie dat U deur U woord, halleluja, met ons praat, omdat die Heilige Gees ons leer en lei in die hele waarheid. Halleluja. En daarom bid ek in hierdie aand, Here Jesus, dat elkeen wat wagtend is op 'n nuwe aanraking, wat wil gedoop word met die Heilige Gees, gaan hulle nie verby nie, Here. Staan stil, en dat hulle gevul sal word met die Heilige Gees. Here, terwyl U liefde in hulle harte uitstort. Ek eer U. O Here, want ons het hoeveel maal gesien, wanneer U doop met die Heilige Gees en die liefde uitstort. Here, hoe gesigte kan blink, en hoe die liefde van God uit hulle lewe uitstraal. Here, ons sing, Lord, bring back those happy days. En Here, een van die dinge wat teruggebring moet word, is die liefde moet in die harte uitgestort word, wanneer ons die Heilige Gees ontvang. Laat dit so sal wees vir elkeen in U wonderlike naam. En ons prys U, dat ons weet U doen het. En ons dank U daarvoor. Halleluja. Ons wil vir elkeen 'n baie dankie sê, dat U elke Sondag aand so saam met ons is, en laat ons kan praat oor die Heilige Gees, en kan saam bid vir dooping van die Heilige Gees, en nuwe aanraking. En ek weet dat hierdie week, dan met ons ook daaroor, en ons weet dat die Here sal dit waarlik doen. Hy sal hoor, prys die Here, as ons harte vol van sy liefde is. Prys die Here. Halleluja. En die Here seën nie almal, en ons sê vir U dankie. En ons weet die Here doen dit, en ons vra al hierdie dinge in die mooi naam van Jesus, en ons prys die Here. Amen en amen.